Inderdaad, ons God is 'n wondergod. Hy heers oor alles en almal. Hy heers ook oor ons. Vriende, ons gaan die Bybel oopmaak by Lukas 5, ou bekende verhaal. Ons gaan weer vanmôre na Lukas 5 kyk. Jy kan vir jou 'n boekmerkie insit. Maar ons gaan 'n paar keer in die diens teruggaan na Lukas 5 toe. So ons gaan so deur die diens, gaan ons deur 'n klompie verse van Lukas 5 gaan. As jy so in jou hande voel jou Bybel, en jy, die van julle wat vanmôre Bybel gebring het, as jy so in jou hande voel, dan voel jy dis nogal 'n swaarderige boek. Daar's gewig aan hierdie boek. En dit is wonderlik om 'n Bybel te kan vashou, om te kan oopmaak en te kan sien, maar ek verstaan wat ek hier lees. Ek kan dit lees. Dit is in Afrikaans. Dit is nie in Grieks vanmôre nie. Want as dit in Grieks vanmôre was, sou ek die enigste een gewees het wat dalk een of twee woorde vir julle kon verduidelik het. My Grieks was nie so goed gewees nie. Maar ja, dit is wonderlik om in 'n verstaanbare taal die Bybel te kan lees, die Bybel te kan hê en te kan weet. Is toeganklik vir elkeen van ons. So kom ons raak vir 'n oomblik stil. En sê net vanmôre, begin jouself vanmôre vir die Here te sê dankie. Dankie vir die Bybel wat jy het, wat hier voor op jou skoot is. Dankie dat jy die woord kan lees in jou eie taal, gemaklik. So kom ons raak vir 'n oomblik stil en ons sê vir die Here dankie vir die woord. Here, met hierdie dankbaarheid in ons harte, kom ons vanmôre na U toe, Vader, en ons sê vir hier is ons, Here. Here, maak ons gedagtes en ons hart oop vir U woord. Here, elkeen van ons wat vanmôre hier sit, het ons eie bekommernisse. Here, ons het ons eie vrese. Almal van ons het hierdie goed wat ons moedeloos maak en partykeer vir ons net onderkry. En U weet elkeen van dit, Here. U ken dit by die naam. Daarom is ons dankbaar om vanmôre hier te kan wees, U woord te kan oopmaak, 'n wonderwerk te kan beleef en te kan sien hoe U ook 'n verskil in elkeen van ons se lewens te kan bring. O Gees, dit is die gebed. Laat dit so wees. Amen. Ons almal ken daardie kyk op iemand se gesig wat sê, Nee, ek kan nie weer deur hierdie gaan nie. Ek is moeg, ek kan nie weer deur hierdie goed gaan nie. Ons sien daai sug, ons sien daai frons. Jy het 'n vriendin of 'n vriend, hulle is op die punt om te skei. Jy gaan na hulle toe en jy sê vir hulle, wil julle nie dalk nog een keer probeer nie? En dan sê daai sug en daai frons en daai gesig wat sê nee. Ons is klaar. Dis verby. Jou man is afgedank by die werk, paar maande voor hy moet aftree, en weer eens, jy het nog 'n bietjie moed in jou, en jy sê vir hom, man, gaan doen iets anders om my ekstra inkomste te kan bydra, daai geldjies wat ons gaan kort, en jou man is net van nee, ek is moeg, ek is klaar, ek is negatief, dit gaan nie werk nie. Dit is te laat. Dit is te laat vir die huwelik. Dit is te laat vir hierdie verhouding, dit is te laat om 'n nuwe loopbaankeuse te maak, en dit is te laat om vis te vang. Nou dit was die woorde gewees van Petrus, en Petrus het hierdie woorde vir Jesus gesê. Petrus en sy medevissermanne, hulle het gesien hoe die son ondergaan daai aand, en hulle het ook gesien hoe die son weer opkom die volgende dag. Hulle het die hele nag vis gevang, maar hulle het niks gehad om te wys vir hulle harde werk nie. Die ander vissermanne wat daar was, wat op die see uit was, hulle was besig gewees om die vis skoon te maak, die vis gereed te kry vir die mark, maar Petrus en sy vriende wat saam met hom was, al wat hulle gedoen het was, hulle het hulle nette skoon gemaak. Jesus sê toe, maar kom ons probeer weer. Kom ons maak ons Bybels nou oop by Lukas 5. Lukas 5 vers 1. Op 'n dag, toe Jesus langs die Genesaret meer staan en die skare vorentoe beer om die woord van God te hoor, sien hy 2 skuite aan die kant van die meer lê. Die vissers het uitgeklim en was besig om hulle nette uit te spoel.
Nou die Genesaret meer, dit staan ook bekend as die See van Galilea. Dit is hierdie groot massa water, so daar in die noorde van Israel. Nou vandag is daar net 'n handjievol vissermanne wat nog op die See van Galilea vis vang. Maar in Jesus se tyd was dit 'n muurnes van mense gewees. Daar was omtrent so 9 dorpies gewees, so aan hierdie voorkant, soos wat ons kan sê, aan die voorkant van die Galileas, die See van Galilea. En daar was omtrent 15.000 mense in elkeen van daai dorpies. Nou as ons hierdie gedeelte lees vanmôre vers 2, dan lyk dit of omtrent almal van hulle daai dag daar op die strand was om na Jesus te kom luister. En soos wat die mense meer word, so begin hulle mekaar druk en stoot en stamp, en dit maak dat Jesus 'n paar tree moet agtertoe gee. Dit maak dat Jesus eintlik tot hier op die waterlyn kom. Kom ons lees weer Lukas 5 vers 2 tot 4. En hy sien 2 skuite aan die kant van die meer lê. Die vissers het uitgeklim en hulle was besig om die nette uit te spoel. Jesus klim toe in een van die skuite, die een wat aan Simon behoort het, en vra hom om 'n entjie van die oewer af weg te stoot. Nadat hy gaan sit het, het hy die skare van die skuit afgeleer. Toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon: "Vaar uit na die diep water toe en gooi julle nette uit om te vang." Vriende, 'n wonderwerk is op die punt om te gebeur. Sien julle hierdie prentjie? Hulle is hier op die strand. Vir 'n oomblik het hulle die skuit net bietjie ingestoot in die water in. Hulle is hier op die See van Galilea. Jesus het 'n boot nodig. Petrus is gemaklik om te sê: "Jesus, jy kan in my boot kom staan." Jesus klim in die boot, hy gaan sit, hy begin te preek. Petrus luister en dan sê Jesus vir Petrus: "Maar kom ons gaan vang vis." Ons kan eintlik sien hoe Petrus vir Jesus daardie kyk gee. Daardie kyk van: "Regtig? Jesus, dit is te laat. Ek het probeer, ons het probeer." Lukas 5 vers 5. "Meneer," antwoord Simon, "ons het die hele nag deur geswoeg sonder om iets te vang. Maar op u woord sal ek die nette uitgooi." Die hele nag is daar niks gevang nie. Ek kan sien hoe hierdie manne die hele nag deur hierdie nette van hulle vat, dit uitgooi, wag en terugtrek om te sien dat dit net leeg is. Hulle vat hierdie net, dan plons die net op die water. Stilte, wag, trek, niks. Plons op die water, stilte, wag, trek, niks. Die tyd stap aan, tyd word al hoe minder. Ek kan sien hoe hulle moeg raak. Die maan sit al hoog. Plons, stilte, wag, trek. Hulle is 2 bote daar by mekaar. Petrus raak moeg, Johannes vat die net oor. Hy gooi. Plons, stilte, wag, trek, niks. Hulle hoor mekaar, maar hulle hoor nie een keer hoe hulle vir mekaar sê: "Ons het iets gevang nie." Al wat hulle hoor is hoe daai nette net so op die water val, maar niks nie. En so probeer hulle, die een gooi na die ander, die een na die ander uur gaan verby. In jou geval is dit dalk die een dag na die ander dag, die een doktersbesoek na die ander doktersbesoek, die een behandeling na die ander behandeling, die een week na die ander week, die een dag na die volgende dag, die een week na die ander week, die een maand na die ander maand, die een jaar na die ander jaar, en jy is nog steeds siek. Jou huwelik is nog steeds daar waar dit was. Niks het nog verander nie. Verhoudings om jou is nog steeds stikkend. Hierdie loopbaan van jou kom net nie van die grond af nie. Jou gemoed is swaar. Jou geloof is min. Jy soek al hierdie antwoorde op hierdie vrae, maar daar's geen antwoorde wat jy kry nie. Vriende, dit is presies hoe Petrus moes gevoel het. Hy was moeg. Hy wou opgee. Hy het gesê: "Ek is moeg, ek is klaar." Hulle het hard gewerk daai aand. Hulle was nie lui gewees nie. Dit was nie 'n geval gewees van hulle het rustig die aand by die huis gesit en niks gedoen nie. Hulle het die hele nag deur vis gevang en probeer. Hulle het hard gewerk. Vriende, jy het hard gewerk om daai verslawing van jou te oorkom. Jy het hard gewerk om hierdie skuld van jou rug af te kry. Maar maak nie saak wat jy doen nie, jy voel dit wat Petrus gevoel het. En nou kom Jesus en hy sê vir jou:
jy moet gaan visvang. En ek kan nie dink wat Petrus gedink het. Regtig Jesus, ek is moeg. Eintlik wil ek net gaan eet, in die bed gaan klim en 'n rukkie gaan slaap. Ons het die hele nag deur vis gevang. Ek het nie nou die krag om te gaan visvang nie. En wie is tog die visserman? Ek of u? Omtrent die hele Galilea is vandag hierso. Hulle kan sien wat 'n mislukking ek is. En nou wil jy hê ek moet nog in die dag gaan visvang? Ons vang juis in die aand vis. Want dis tyd wanneer die vis na boontoe kom. Dis tyd wanneer hulle kom vreet. Nou wil u hê ons moet in die dag gaan vang? O ja, ek sal in die dag vang. Dit sal vir my baie lekkerder wees. Dit sal my gemakliker wees, want dan kan ek die aand rustig gaan lê en slaap. Vriende, ons weet nie presies wat Petrus gedink het, wat hy gesê het en wat hy gevoel het nie. Ons kan maar net raai. Want dink jy jouself in, jy was nou die hele aand buite op die see gewees, niks gevang nie, en nou staan hier iemand en sê vir jou, gaan weer. Maar wel die woorde wat ons van Petrus kry, sien ons daar in vers 5. En ek gaan vir ons die uit Nuwe Lewende Vertaling se weergawe lees wat sê, Meneer, het Simon geantwoord, ons het die hele nag hard gewerk en niks gevang nie. Maar as hy so sê, sal ons maar weer gaan probeer. Jy was al daar. Jesus weet jy het al so gevoel. Jesus weet, jy voel vandag ook so. Jesus weet jou hart is swaar, jou gemoed is vol, jou arms is moeg. Hy weet jy wil eintlik hierdie boot vat en jy wil dit verkoop en jy wil alles los. Jesus weet jy wil eintlik jou rug op die hele situasie draai, dit agter jou sit en van dit probeer vergeet. Maar tog kom Jesus en hy moedig jou aan. En Jesus sê vir jou, dis nog nie te laat nie. Jy dink dalk dis te laat, maar dit is nie. Jesus sê vir jou, ek wil hê jy moet weer gaan probeer. Lukas 5 vers 5 sê, Meneer, het Simon geantwoord, ons het die hele nag hard gewerk en niks gevang nie. Maar as hy so sê, sal ons maar weer probeer. Ek hoor nie eintlik baie optimisme en entoesiasme in hierdie antwoord nie. As dit dalk ek was, en ek weet nou wat hy nie geweet het nie, sou ek gesê, wat? Jesus wil hier saam met my in hierdie boot klim? Liefie, kry die goed reg. Ons gaan vandag vis huis toe bring, laat dit bars. Ons gaan curryvis maak, laat die bottels by die liters oorloop. Ek hoop jy is reg vir dit. Maar dit was nie die geval gewees nie. Al wat hy gesê het, maar as hy so sê, sal ons maar weer gaan. Nou vriende, hierdie was nie dieselfde Petrus gewees, wat ons later van lees, wat daar 4 dae gestaan en preek het nie. Hierdie Petrus waarvan ons hier lees, is die Petrus wat 'n tree ver was om te sê, ek is klaar. Ek wil moed opgee, ek het nou genoeg gehad. En ek wonder nogal of hierdie storie nie juis in die Bybel is, om ons te herinner, dat Jesus het nie cheerleaders nodig nie. Jesus het nie iemand nodig wat hierdie berg geloof het nie. Want weet jy wat, die realiteit is, partykeer is jy nie op daai berg nie. Maar al wat Jesus nodig het, is soms net daai klein mosterdsaadjie van geloof. En dis al wat Jesus nodig het, net daai woorde, as hy so sê. En Jesus sê vir hulle, gaan daar na die diep water toe. So asof Jesus vir Petrus wil sê, gaan daartoe, daar is iets daarso. Nou so 3 weke, 4 weke terug kom Adrian by die huis aan. Dis amper soos om paaseiers weg te steek. En hy kom daar by die huis aan met 5 paaseiers wat hy by sy ouma gekry het. En ons sit daar so, ons moet eintlik eet en hy sê nee, hy gaan nou eers hierdie paaseiers vir ons wegsteek. En daar's in die TV-kamer in. Niemand mag daar in die TV-kamer ingaan nie, want hy steek dit nou weg. Toe hy klaar is, hy sê, julle kan maar kom. Nou gaan ons af daar in die TV-kamer in. Ons soek nou paaseiers. Maar dit is my so oulik. Jy moet net kyk waar sy oë kyk. Dan gaan jy presies weet waar die paaseiers weggesteek. 4 van die paaseiers kry ons. Die 5de ene soek ons. En ons soek maar, ons kry nie daai paaseier nie. En op 'n stadium vra ek vir hom, Adrian, waar is daai laaste paaseier? Hy maak so met sy hand. Wys hy vir ons waar dit is. Dit is asof Jesus vir Petrus en sy vriende sê,
Daar. Gaan na die diep water toe. Adrian het presies geweet waar daai paaseier was, want hy het hom daar weggesteek. Dit is asof Jesus, die seun van God, sê, daar gaan vis wees, want ek het die vis daar gesit. En jy sit vanmôre hier en jy dink daar is geen oplossing vir jou probleme nie. Jy dink jy het al jou bronne al uitgeput en jy het al alles probeer. Jy dink daar is geen antwoorde op die vrae van jou meer nie. Maar hierdie storie is juis in die Bybel gesit om vir jou te sê, Jesus sê vir jou, daar is nog 'n kans. Jesus sê vir jou, daar is nog oplossings waarna jy nie gekyk het nie. Hierdie storie is juis in die Bybel om te sê, daar is oplossings vir die probleme waaraan jy nog nie gedink het nie. Vriende, Jesus staan aan die regterkant van God en hy sê vir jou, gaan na die diep water toe. Gaan gooi jou net uit. Gaan maak daai plons. Wag. Gaan doen dit. Ek weet daar is iets wat vir jou wag daarso. Kyk wat gebeur. En weet julle wat, Petrus het dit gedoen. Maar Lukas skryf nie vir ons presies hoe Petrus se uitdrukking op sy gesig was toe hy dit daardie dag moes gedoen het nie. En toe hy besig was om hy net uit te gooi nie. Jy kan maar net vir jouself indink. En dan staan ek hierso vandag en ek vra vir Lukas, asseblief Lukas, mag ek dalk my weergawe gee van dit wat ek gedink het daar gebeur het. Ek dink daai oomblik toe Petrus daai net so uitgooi en hy net val so op die water en hy wag vir daai net om af te sak, het hy so oor sy skouer na Jesus geloer. En terwyl hy so na Jesus loer, kan ek sien hoe Jesus daar staan en dink, o Petrus, jy gaan nou bederf word. En terwyl hy daai net so gooi en hy net val op die water en hy loer so terug, kan ek sien hoe Jesus eintlik so 'n smile op sy gesig begin kry. Kan julle dit sien? So asof Jesus nie kan wag vir Petrus om te sien nie. So asof Jesus nie vir Petrus se gesig kan wag nie. Lukas 5 vers 6. En toe hulle dit doen, het hulle 'n groot klomp vis gevang dat hulle nette wou skeer. Hulle wink toe vir hulle maats in die ander skei om te kom help. Hulle het toe gekom en albei skuite vol gemaak dat hulle amper gesink het. Weereens sien ek hoe Petrus klou in daai net, nee, hy het hierdie net vas. En die een kant hou die net vas en die ander kant hou die boot vas dat hy nie hier moet inval nie. En hy skree vir sy ander mense, kom help my, hier is so baie vis. En dan gebeur daar 'n heilige oomblik. Want vir die eerste keer sien Petrus vir Jesus. Nie Jesus die skrynwerker nie, nie Jesus die rabbi nie, nie Jesus die leermeester nie, maar hy sien vir Jesus die Here. En Petrus val op sy knieë neer, vers 8. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se knieë neer en sê, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Nou vriende, daar is 'n oomblik in elke Jesus-volger se lewe, waar ons op 'n punt kom, waar ons nie meer gunsies vra nie, maar eerder kom om verskoning te vra. Dis maklik om Jesus te sien as die een wat heeltyd hierdie wonderwerke doen, as die een wat heeltyd groot is. Maar soms, soos ons geloof dieper word, en ons geloof sterker word, gaan ons op 'n punt kom, waar ons ook op ons knieë voor die Here gaan val. En dit gaan nie wees om aandag te trek nie, dit gaan nie wees omdat ons wil afshow of iemand wil beïndruk nie. Dit gaan nie oor pretensie nie. Maar ons gaan op ons knieë neerval en ons gaan besef, maar hy is die Here. En ons gaan besef dat ons was verkeerd gewees. Ons gaan ook vir die Here neerval en sê, Here, ek was in die teenwoordigheid gewees en ek het dit nie eers besef nie. En ons sien dieselfde gebeur met Jesaja, toe hy in die teenwoordigheid van die Here was. Hy is in die teenwoordigheid van die Here en hy sê, Here, ek is 'n sondige mens, my lippe is sondig. Ek kan nie eers in die teenwoordigheid praat nie. Gaan weg van my af, Here, want U is heilig. Maar weet jy wat, vriende? Die Here los jou nie daar nie. Die Here los jou nie. Hy gebruik jou juis. Hy verlaat nie die mense wat die heiligheid van God raak sien en hulle eie sondigheid ook erken nie. Hy gebruik hulle juis. Kom ons lees Lukas 10 vers 5. Lukas 5 vers 10. Jakobus en Johannes, die seun van Zebedeus, wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Toe sê Jesus vir Simon, moenie bang wees nie, van nou af sal jy mense vang.
Jesus beperk nie sy geloof net tot hierdie hoogheiliges nie. Dit is juis hierdie mense wat gebroken is, wat moeg is en wat moedeloos is, wat Jesus gebruik. Petrus het hierdie les geleer. Petrus het dit beleef. Hy het gesien hoe Jesus hierdie wonderwerk doen. Maar wat Petrus was ook maar net mens gewees en hy het dit sommer baie vinnig vergeet. Omtrent 2 jaar later, toe verloon Jesus vir Petrus. Toe verloon Petrus vir Jesus en hy sê, ek ken hierdie man, daar langs die vuur. Dit was die aand voor Jesus se kruisiging gewees. En daar kom hulle na Petrus toe en hulle sê, ken jy daai man? En ons het jou saam met daai man gesien, jy het saam met daai man geloop. En Petrus sê, ek het nie, nie 1 keer doen hy dit nie, maar 3 keer doen hy dit en die hand kraai en hy besef wat hy gedoen het. Hy besef, hy het dit gedoen wat Jesus gesê het hy gaan doen. En hy was hartseer geweest, hy het sy hande gevat, sy hande in sy gesig gesit en hy het gehuil. En al daai gevoelens wat hy daar by Galilea gehad het teruggekom na hom toe. Hy het daai emosies beleef. Maar toe het hy besef, dis eintlik te laat. Jesus is klaar gekruisig. En hy besef, ek het my beloftes gebreek. Dit was die donderdag. Toe kom die Sondag. En daar sien Petrus die opgestane Jesus. Hy sien hierso en hy weet dit. Hy het nie getwyfel nie, hy het geweet dit is Jesus wat daar opgestaan het uit die dood. Hy het vir Jesus gesê, daaroor het hy geen twyfel gehad nie. Maar hy was egter nie oortuig gewees dat Jesus teruggekom het vir hom nie. En wat dink julle gaan doen Petrus? Petrus gaan terug na daai selfde see toe daar in Galilea. Dieselfde boot 10-1, selfde nette, selfde vriende. En wat doen hulle? Hulle gaan vang vis. Hy het nou net die opgestane Here hier voor hom gesien. Maar hy was nie oortuig gewees dat hierdie Jesus vir hom teruggekom het nie. Hy was nie oortuig gewees dat hy 'n tweede kans sou kry nie. En hy doen wat hy die heel beste kan doen is, hy gaan vang vis. So is hulle daar op die see, plons, stilte, wag, trek, niks. Plons, stilte, wag, trek, niks. En was daar toe die son gesak het. Hulle het daar gesit toe die maan al hoog was, maar hulle vang niks nie. En so hier in die oggendure, staan daar 'n vreemdeling op die strand. En hierdie vreemdeling is die opgestane Jesus. Hierdie vreemdeling is die Jesus wat die dood oorwin het. En hierdie vreemdeling staan daarso en hy het die sleutel van die ewige lewe in sy hand. Maar hulle besef nie dis Jesus nie. En wat doen Jesus? Hoi! Het julle al iets gevang? Wat skree hulle terug? Nee, nog niks nie. Ons het die hele aand hier op hierdie see en ons het nog niks gevang nie. Vat die nette en gooi dit aan die ander kant uit. Johannes 21 vers 6. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei uit en dan sal julle iets kry. Hulle het dit toe daar uitgegooi en vanweë die klomp vis kon hulle weer nie die net ingetrek het nie. Nou dit moes die oomblik gewees het toe dit vir Petrus getref het. Dit moes die oomblik gewees het waar hy weer onthou het, maar ek is Sondag. En ja, vriende, soms moet ons almal teruggevat word na daai oomblik toe. Daai oomblik toe jy besef het wie Jesus regtig is. Kom ons noem dit daai bootoomblik. Partykeer moet almal van ons teruggevat word na daai oomblik toe waar ons besef het wie Jesus regtig is. En ons moet terugdink aan Jesus wat vir ons in ons gebrokenheid, in ons moedeloosheid daar kom optel het en vir ons gedra het. En ons moet weet, dis die Jesus wat nog elke dag saam met jou gestap het. Onthou jy nog daai oomblik in jou lewe? Daai heilige oomblik in jou lewe. Daai oomblik toe jy letterlik op jou knieë neergeval het en gesê het, Jesus, U is die Here. Partykeer moet ons teruggevat word na daai oomblik toe. En weet, al hierdie goeie goed wat ek gedoen het in my lewe, dit gaan nie vir my klomp balkies gee nie. En al hierdie slegte goed wat ek gedoen het, dit gaan nie vir my debiete gee nie.
Maar wat jy wel jouself aan moet herinner was, deur al hierdie tyd was Jesus elke dag by my gewees. Dis dieselfde Jesus wat my gekry het toe ek moeg, moedeloos en hulpeloos gevoel het. Vandag hier in die kerk sit ons almal. Almal van ons het iets waarmee ons sukkel. Maar jy het vandag hier oomblik om vir Jesus te sê, kom klim saam met my in hierdie boot. Wees deel van my huwelik. Wees deel van hierdie groot hoop werk wat ek moet doen. Wees deel van my gesondheid. Wees deel van hierdie probleme. Here, kom wees deel van hierdie bekommernisse wat ek tans in my lewe beleef. Here, kom klim in hierdie boot. En weet jy wat, as Jesus in jou boot ingeklim het, gaan hy vir jou sê, gaan na die diep water toe. En hy gaan vir jou sê, gooi jou net uit. En jy gaan nie entoesiasties wees nie. En jy gaan dalk vir die Here sê, Here, ek is nie baie opgewonde oor hierdie goed nie. Maar as U so sê, en jy gaan daai net van jou gooi, en jy gaan dalk wag, maar weet jy wat? Dit is genoeg. Dit is al wat die Here wil hê. Dit is al wat Jesus nodig het. Jy gaan dalk daar sit en jy gaan glad nie optimisties wees oor hierdie net van jou wat nou in die water lê nie. Maar Jesus het net 'n mosterdsaad geloof nodig. Hy het 2 keer na Petrus toe gekom. 2 keer het hy dit met Petrus gedoen. 2 keer was Petrus verras gewees en verbaas gewees. En dis goed wat gebeur het wat Petrus nooit sal vergeet nie. En ja, Petrus het 'n visser van mense geword. Nie omdat hy so goed is nie, maar omdat Jesus so goed is. So ja, vriende, jy sit vandag hierso. Jy gaan deur 'n moeilike tyd. Daar is goed wat jou in die aand uit die slaap uithou. Daar is goed wat jou in die dag jaag. Daar is hierdie bergie op jou skouers. Wil jy nie vir Jesus in jou boot innooi nie? Wil jy nie vir Jesus kom sê, Here, kom sit hier langs my in hierdie boot nie. Help my om hierdie net te gooi. Want ek weet U sal vir my sorg. Daai klein mosterdsaadjie geloof. As Jesus nog nie in jou boot is nie, het jy vandag die geleentheid om vir hom te sê, Here, kom sit hier langs my in hierdie boot van my. As jy vandag hier sit en Jesus is klaar in jou boot en jou net is in die water, bevestig net deur te sê, ek gaan bly vashou aan U, Here. Ek gaan weer probeer. Ek gaan nog 'n kans vat. Al is jou geloof net 'n mosterdsaadjie. Kom ons raak vir 'n oomblik stil. Here, almagtige God, die een wat wonders doen, die een wat ons almal gemaak het, die een wat die aarde gemaak het, die een wat die aarde onderhou, nie net geskep het nie, maar ook onderhou. Here, U is die een wat ons deur en deur ken. En ons sit dalk vanmôre hier met 'n net in die water, en ons geloof is eintlik soos die van 'n mosterdsaad.
Maar dankie dat ons kan weet, Jesus, dat dit is al wat U nodig het, om ook wonderwerke te doen. Vader, U ken ons harte. Here, U ken ons gevoelens, ons bekommernisse, ons vrese. Maar dankie dat ons kan weet, U is saam met ons in hierdie boot. Here, ons is dankbaar as daar vandag iemand is wat net weer gesê het, Jesus, kom klim in. Here, ons weet U sal daar ook wonderwerke laat gebeur. En aan die ander kant, Vader, is ons ook hier en vir baie van ons is Jesus al 'n lang tyd saam met ons in die boot. Maar ons is moeg. En ons gemoed is swaar. Here, maar dankie dat ons nog steeds kan vashou in daai mosterdsaad geloof en weet U sal sorg en U sal voorsien. Here, ons weet dat U is in beheer van alles, ongeag wat. Dankie dat ons weer vandag kan bevestig dat ons glo in God die Vader, die Almagtige. Ons glo in Jesus Christus, ons glo in die Heilige Gees. Ons glo dat U vir ons aan 'n kruis gesterf het. Ons glo dat U opgestaan het uit die dood uit, dat U opgevaar het na die hemel en dat U nou by God is en dat U daar vir ons intree. Ons glo ook in die Heilige Gees wat hier is, wat vir ons intree by U. En soms, Here, is ons woorde min. Maar dankie vir die Heilige Gees wat nog steeds namens ons met God praat. Here, ek bid vir hierdie week wat voorlê. O Gees, beskerm, lei, vertroos. En dat ons die pad sal loop, Here, wat U van ons vra om te loop. Daarom wil ons ook vandag, soos Petrus, op ons knieë neerval en nie vir U vra om weg te gaan nie, maar eerder vir U vra om in te kom, want U is heilig en sonder U kan ons nie. Dankie dat ons dit vir U mag vra, o Heer. Amen.